My kant af goeiemôre. As jy vandag hier saam met ons kuier vir die eerste keer, jy is so welkom. Kom stel asseblief jouself en haal die tyd voor iemand, voor die tyd hulle self my kom voorstel, sê al die pad van Tabazimbi af. Julle is so welkom om saam met ons hier vanoggend te kuier en ek hoop jy beleef iets van familie vanoggend hier en dis ons hart. Soos elke dag probeer ons nader en nader groei. Om meer soos 'n familie te lyk. Mense wat werklik omgee vir mekaar en nie net een keer 'n week by mekaar kom nie, maar werklik saam mekaar die lewe doen en toelaat dat die Here ons vorm. En jy sal nou sien vanoggend hoe jy ingestap het, lyk dit so klein bietjie anders. Ons blomme oral, is nie gewoonlik so vrolik en mooi met al hierdie mooi pragtige pink blomme nie. Elkeen van julle het 'n strikkie gekry en die doel hiervan is ons, en julle sal sien die bome is mooi pink. Die doel hiervan is Oktober is borskanker bewusmaking maand. Ek het nie hierdie geweet nie, maar Dinsdagoggend by ons vroue woordskool, toe 'n dame hier wat elke dag met hierdie goed werk by die hospitaal en sy deel met ons dat binne die volgende 30 jaar gaan elke liewe persoon of 'n vriend of 'n familielid hê wat op een of ander vorm van kanker mee sukkel. En so kanker is 'n realiteit en kanker is hier en ons sien dit selfs in ons familiefokus elke Sondagoggend. So om julle so 'n bietjie behind the scenes te gee oor hoe familiefokus werk is, deur die loop van die week kontak mense die kerkkantoor of hulle stuur vir ons 'n WhatsApp, hulle stuur vir ons 'n boodskap dalk op Facebook en hulle sê hoorie, dit gaan nie met my goed nie. Sal julle as gemeente asseblief saam met my bid? En ons van dan daai goeie soos wat dit die week deur gaan, bid ons in die week daarvoor. En ons het 'n gebedsgroep wat ons dit opstuur en sê ons bid vir hierdie mense. Partykeer vra mense, hoorie, so hou dit asseblief anoniem en dan hou ons dit anoniem en ons sê net ons bid vir 'n persoon wat sukkel met iets. Maar dan hier teen 'n Sondag dan maak ons daai lys bymekaar en ons deel dit dan in ons familie fokus oomblik waar ons dan vir julle vra om saam met ons te bid, want 'n familie bid saam vir mekaar, want familie gee werklik om vir mekaar. En wat vir ons opvallend is Colin maak nou die dag die opmerking, dit voel vir ons dat op ons familie fokus, die meerderheid van dit waar mense mee sukkel is kanker. En so ons het nodig om stil te staan hierby. En ons het nodig om perspektief te kry. En dalk sit jy volgende hier en dis nie noodwendig jou stryd nie. Ek wil jou vra, luister tog en kyk wat die Here deur dit vir jou kan deel, want ek glo dat in alles kan ons iets van God se hart leer en God se plan leer. Maar dalk gaan jy nie vandag hier deur 'n siekte stryd nie. Dalk is dit jou besigheid met wie dit nie goed gaan nie. Of dalk sit jy vandag hier en hierbo en hier in jou hart gaan dit volgende regtig moeilik. En jy's te neergedruk. En alhoewel jy nie noodwendig fisies in jou lewe voel en jy gaan nie fisies deur dit nie, vra jy ook hierdie vraag. Want hierdie is die vraag wat ek dink ons almal vra, maar ons vra dit nie hardop nie. Daar wanneer jy soos Dawid die mooi beskrywing maak, hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek kan vanoggend die vra, wie van julle was al daar, en ek dink almal van ons sal ons hande opsteek. Dis daai oomblik wat dit so donker is, jy weet nie meer wat se kant toe nie, dit is so donker, jy weet nie wat's vorentoe of agtertoe nie, jy sien nie lig aan die einde van die tonnel van hierdie situasie nie. En jy dink, wat se kant toe nou, Here? En dan wat ons dink, en ons sal dit nie noodwendig op Sondag hier vir mekaar sê nie, is hierdie vraag, gee God regtig om? Wanneer iemand 'n diagnose kry van 'n dokter af wat sê, daar's 'n knop in jou bors, dame, gee God regtig om wat ek nou deurgaan? Wanneer jy jou werk verloor het, gee God regtig om? Wanneer jy chemo kry en jou hare begin uitval, gee God regtig om? En daarom staan ons vandag by hierdie gedagte stil, want ek dink dis een van daai goed wat ons nodig het om oor te praat, want as ons nie daaroor praat nie, bly hierdie gedagte in ons geheue en dit bly in ons harte, en kort voor lank, as ons nie die antwoord werklik hierop het nie, en ons gaan nie met die woord daarna toe nie, dan begin ons die leuen glo van die vyand. Jy sien, dis presies wat hy met Jesus gedoen het. Hy geval Jesus aan toe Jesus op sy swakste was, 40 dae gevas, niks geëet vir 40 dae nie. Jy kan my vrou vra 40 minute, dan sal moeilikheid in ons huis. Imagine 40 dae. 40 dae net water. En nie het sy in sy huis met worship musiek aan, jy weet, bless the Lord, oh my soul. Oh. Nee, in die woestyn. Wanneer laas was jy in die woestyn? En aan die einde van daai 40 dae kom die vyand na Jesus toe. En hy val waarheid aan.
Jy sien, die vyand val jou nie die dag aan, wanneer jy die oggend Bybelstudie gedoen het, en dit gaan great, en jy is op 'n wonderlike plek, en jy en jou vrou het saam gebid, en jy het die krag van die Here beleef, woe! En jou kinders kry net goeie punte, en hulle is klassoldaat of wat, of nie klaskaptein, nie klassoldaat nie, hy moenie klassoldaat wees, die klaskaptein, en dit gaan wonderlik. Dan kom die vyand en vir, is God regtig goed? Soos sy stem partykeer vir my klink. Jy sien, is wanneer jy daai doktersuitslag kry, wanneer jou kinders nie optree soos wat hulle moet nie, wanneer jou vriend jou in die rug steek, of dalk kom ons praat van die ander kant van kanker, wanneer jy iemand aan die dood afgestaan het. Dis dan wanneer die vyand kom en hy plant hierdie saadjie, hy kom plant hierdie vraag, net soos wat hy met Eva gedoen het in die tuin, gee God regtig om? En net so terloops, ek het nie hierdie in die Bybel geleer nie, ek het hierdie deur lewenservaring geleer. Is tussen daai diep, donker, moeilike oomblikke, wat die vyand kom en hy plant hierdie leuen. Jy sien, want hy kom nooit met 'n stelling nie, hy kom met 'n vraag. Dis hoekom ek vanoggend nie die stelling gemaak het, God gee nie om nie, want ons sien die vyand as hy dit doen, hy is so strategies. Hy kom by ons en hy sê nie vir ons, God gee nie oor jou om nie. Weet jy wat kom hy? Hy kom en hy sê, gee God regtig om? Kyk, dit gaan in jou lewe. Besluit jy self. Dink jy God gee om vir jou as dit gaan, soos wat dit nou gaan? Hy het presies dieselfde met Eva gedoen in Genesis 3. Hy kom by, het God regtig gesê. Jy sien, want die hoofstrategie van die duiwel is hy saai twyfel. Hy saai twyfel of God werklik daar is. Gee God regtig om. Wat ek graag volgende wil doen is, ek wil na 4 stories in die Bybel kyk. 3 stories uit die Ou Testament uit en 1 storie in die Nuwe Testament, waar mense deur moeilike goed gaan, en ons gaan dit vat van iets eenvoudig na iets baie moeilik. Waar hierdie mense ook heel moontlik die vraag moes gevra het, gee God regtig om? En dan gaan ons sien, deur God se optrede, dat God regtig omgee. So as jy vandag, waar wil jy deurgaan? Dalk sit jy vandag hier en kanker is jou stryd. Ons wil vandag vir jou sê, God gee om. Kyk na hierdie storie. Kyk hoe selfs toe hulle dit nie kon sien nie, het God omgegee. En wat ook al jou situasie vandag is, dalk is dit nie siekte nie. Dalk is dit iets in jou persoonlike lewe. Dalk is jou huwelik vandag op die rotse en jy bid, Here, verander hulle hart. Here, asseblief, my besigheid is in die moeilikheid, kom red my besigheid. Ek glo dat jy vandag sal sien dat God gee regtig om dit wat jy deurgaan. En nie net gee hy om nie, hy is daar saam met jou en hy lei jou. En ek vertrou dat jy iets van daai hoop vandag sal beleef. Want die woord wat ek vandag by jou wil los, is die woord hoop. Ek wil begin by Johannes 6, 'n eenvoudige storie, 'n storie in die Nuwe Testament. So Jesus het nou net hy bedien, en toe vaar hy met 'n bootjie oor na die ander kant toe, en toe hy aan die ander kant kom, toe sit daar 'n massa mense. En hierdie mense raak toe honger. En hoor wat gebeur, dit sê Johannes 6 vers 5 tot 6, die volgende, het sê, toe Jesus opkyk, sien hy 'n baie groot skare mense na hom aangestap toe kom. So net gou, 'n baie groot skare mense is 5000 mans, uitsluitend vrouens en kinders. Nou ek weet nie van jou nie, maar dis baie mense. 5000 mense kom by mekaar. En dit sê, hy sê daarop vir Filippus, waar moet ons brood gaan koop sodat die mense iets te eet te kry? Ken jy 'n plek wat vir 5000 mense brood kan gee? Ek doen nie, definitief nie in Klerksdorp nie. 5000 net mans. En Jesus vra vir Filippus hier eintlik die onmoontlike. Hy vra vir hom, Filippus, hoe gaan ons deur hierdie situasie kom? Jy sien, en Jesus kom vra ook 'n vraag. Soos wat die vyand 'n vraag vra en sê, gee God regtig om, wat Jesus eintlik vir Filippus hier vra is, Filippus, vertrou jy werklik op my? En dikwels in hierdie oomblikke, wanneer die vyand kom en hy saai twyfel, en in hierdie oomblikke wat die vyand kom en hy sê, gee God regtig om, dan gaan Jesus ook met 'n vraag kom. En Jesus gaan vra, gaan jy my vertrou? Want dit is eintlik in direk wat hy vir Filippus hier vra. Inteendeel, jy gaan nou sien in vers 6, hy sê, hy toets hom, hy kyk, Filippus, vertrou jy my of vertrou jy net op die beperking? Hoor wat sê vers 6, hy sê, Jesus het dit net gesê om hom te toets, want hy het self geweet wat hy sou doen.
Partykeer gaan Jesus vir jou ook 'n vraag vra. Hy gaan vir jou vra, vertrou jy my? En kan ons vir mekaar sê, dis partykeer moeilik om ja te sê. Daar's oomblikke in my lewe waar 'n familielid siek geword het, waar ons deur moeilike tye gegaan het, waar ek myself hierdie vraag afvra, Here, gaan ek U vertrou of gaan ek op my eie insig staat maak? Sien, die woord is so duidelik daarin. Dit sê, moenie op jou eie insig staat maak nie. Maar wat doen ons? Ons maak op ons eie insig staat. En as jy nie amen sê nie, sê maar eina. Want ons almal doen dit nou en dan. En so Jesus kom hier by Filippus en hy sê vir Filippus, hier is 'n situasie. By mens is dit onmoontlik. By mens kan hierdie situasie nie ten goeie uitdraai nie. Maar by God is niks onmoontlik nie. Hy sê, hy toets Filippus se hart, en vanoggend die rede hoekom ek hier begin, is ek beleef dat God wil jou hart toets. Dat wat ook al jy vandag deurgaan, die situasie waar ook al jy jouself vandag bevind, het jy nodig om te kies wat se een van hierdie twee vrae gaan jy toelaat om in jou hartpos te vat en na jou gedagtes toe te gaan en jou lewe te bepaal. Want dis die twee vrae. Die eerste vraag is, gee God regtig om? En die tweede vraag is, gaan jy God vertrou? En jy moet kies wat se een van hierdie twee gaan jy vandag beantwoord. En wat ek die Here voor vertrou, is dat jy nie soos Filippus sal wees wat sê, o Here, ek weet nie wat ons gaan doen nie. Maar dat jy soos Jesus sal wees en sê, Here, ek vertrou op U. Ek weet, U het my nog nooit in die steek gelaat nie. En ek weet, U gaan dit nie nou doen nie. Nou ek wil die volgende stelling maak. Dit voel vir my dikwels wanneer ons na die woord van God toe gaan, dan kyk ons na die manne en vroue in die Bybel deur 'n prentjie wat hulle nie eintlik is nie. Ons sien nie hulle foute raak nie. Ja, ons sien Delilah se foute raak waar sy Samson se hare afgeknip het. Ja, ons sien Jezebel se verkeerde gees raak. Ja, ons sien die slegte goed, maar ek praat van ons geloofshelde. Wanneer ons na ons geloofshelde kyk, dan dink ons, ja, hulle was die Dawid, ja, what a great guy. Maar ons vergeet, Dawid was stout op die dak met Batseba. Ek onthou dit altyd, want sy was in die Batseba, so net so tip vir julle. En ek dink ons kyk na hierdie mense, iemand het eendag gesê, never meet your heroes. Never meet your heroes. Want as jy werklik met iemand wat vir jou, jy weet, hierdie hero is ontmoet, dan begin 'n mens bietjie hulle foute raak sien. En ek dink, ons het nodig om so na die karakters in die Bybel te kyk. En die eerste persoon by wie ek wil begin, is 'n man met die naam Job. Nou Job is een van hierdie mense wat deur ongelooflike moeilike goed gegaan het. Inteendeel, ek wil so ver gaan as om te sê, dalk is Job die persoon in die Bybel wat deur die moeilikste goed gegaan het wat enige persoon ooit kon deurgaan naas Jesus. Die rede hoekom ek so sê, onthou, toe Jesus vasgeslaan is aan die kruis, het hy die hele wêreld se sonde in daai oomblik op hom geneem. Niks kan erger as dit wees nie. Maar dalk naas Jesus was Job een van die mense wat deur die moeilikste goed moes gegaan het. As jy die storie van Job ken nie, Job het eendag gekom en die woord sê, hy was die mees geseënde man op aarde gewees. En die duiwel kom by die Here en hy sê vir die Here, die enigste rede hoekom hierdie man aan jou aanhou vashou, Here, die enigste rede hoekom hy in jou glo, is omdat dit met hom goed gaan, is omdat hy die mees geseënde man is. En die Here sê, die Here staan terug en hy sê, ek gaan niks aan Job doen nie. Hy sê, maar ek gaan jou toelaat om te doen wat jy wil, om sy geloof te toets. Nou dis 'n gedagte wat ons as gelowiges nie baie van nou nie, maar jy kan dit gaan lees in 1 Petrus 1 en jy kan dit gaan lees in Jakobus. Dit praat oor ons geloof word getoets. Inteendeel Petrus praat oor dit word getoets soos goud wat deur die vuur oondgaan om die suiwerheid uit te kry. Maar let net gou vinnig hier op. Dis nie die Here, en ek wil baie duidelik hierdie maak vanmôre. Dis nie die Here wat by Job kom steel en slag en verwoes nie. As jy Johannes 10 vers 10 lees, dan wys dit vir ons duidelik wie's die een wat steel, slag en verwoes. En sy naam is Satan. Dis die vyand, dis Lucifer. Sy plan op hierdie aarde is om te steel, te slag en te verwoes. Maar ek is dankbaar dat Johannes 10 vers 10 stop nie daar nie. Hy gaan aan deur verder te sê, maar ek het gekom sodat julle lewe en dit in oorvloed kan hê. Dis die God wie ek dien. Jy sien hier in Job se storie kom die vyand en hy steel en hy slag en hy verwoes. En die eerste ding wat gebeur met Job is, dit kom daarin en skielik op een dag kom dit en sy kudde, sy diere wat hy bymekaar het, word verwilder en word doodgemaak en word gesteel. Dit gaan verder aan, dis al sy dienaars word weggevat. En hierdie ou is amper daai storie from bad to worse. Weet julle wat gebeur volgende met hierdie arme ou?
al 10 sy kinders gaan dood. Kan jy jou net indink, hoe moes dit gevoel het? Hulle was besig om 'n partytjie te hou en jolig te wees, en die volgende oomblik kom 'n storm en hier is die 10 kinders dood. So hierdie ou gaan van baie besittings na geen besittings, van 10 kinders na 0 kinders. Kan jy jou indink waardeur gaan hierdie man? As daar ooit iemand was wat hierdie vraag kon gevra het, Here, gee U regtig om, dan was dit Job. En toe kom die aanval op homself. En Job se lyf slaan uit met sere. So erg so, dat hy op 'n ashoop gaan sit, en gebreekte stukke kleipot vat, om hierdie goed af te krap. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek was nog nooit daar nie. Maar hierdie man sit daar. My vraag vanoggend aan jou is, wat sou jou reaksie gewees het, as al hierdie goed met jou gebeur het? Ek weet wat my reaksie sou gewees het. Ek sou heel moontlik gesê het, Here, U gee nie om nie. Kyk wat het ek al alles verloor, Here, kyk die hel waardeur ek is, want daai voel soos hel. En tog is dit nie Job se perspektief nie. Ek wil graag vir jou lees. Dis na al hierdie, sê Job 1 vers 21, so net gehou, so Job se vriende kom by hom. En Job se vriende sê vir hom, jy het iets verkeerd gedoen, dis hoekom die Here jou gestraf het. Ek het al gehoor, vir mense toe ons gesukkel het om swanger te word, het iemand eendag gesê, is daar nie dalk geheime sonde wat julle nog nie uitgesort het nie, is dit dalk hoekom julle sukkel om swanger te word? Ek het al gehoor van mense wat vir iemand sê wat siek word, wat kanker kry, sodat jy nie iemand vergewe het nie. En mense sê hierdie goed, want hulle weet nie wat om te sê nie, en dan sê hulle goed wat ongelooflik seer maak en afbreek, en voor jy jouself kan kry, glo jy, ek is die rede vir my pyn, ek is die rede vir my seer. En daar is 'n tyd en 'n plek, dikwels emosioneel, wat dit my skuld is. Maar die oomblik wat iets buite my beheer is, en dit gebeur met my, dan dink ek, dis soos om vir iemand te sê, ek ander dag hoor ek iemand sê, ja, wanneer 'n vrou verkragt word, is dit haar eie skuld, sy moes meer versigtig gewees het. En dan dink ek, okay, maar dit is nie waar nie. En mense het hierdie opinies, en mense sê goed. En dan loop ons met leuns in ons harte, en dis 'n ander ding wat die van doen. 'n leuen wat 'n persoon sê, dan sê die vyand vir jou, vat dit en maak dit joune. En Job se vriende het dit kom doen. Job se vrou sê vir hom, vervloek net die Here man, en sterf. Hoor wat Job se reaksie. Hy sê, hy het gesê, nadat ek uit my ma se skoot gekom, en naak sal ek weer wees die dag wanneer ek doodgaan. Die Here het my alles gegee wat ek gehad het, en nou het hy dit alles weggegee. En dan sê hy hierdie, prys die naam van die Here. Dis why liedjie Blessed Be Your Name, wanneer ons sing, You give and take away, blessed be your name. Nou ek weet nie waar jy vandag is nie, maar wat Job hier vir ons leer is, dat hy glo, dat God is nog steeds goed, dat God gee nog steeds om, al het al hierdie goed nog steeds met hom gebeur. En dan kom God en God doen iets ongeloofliks in Job se storie, en hierdie is 'n storie wat jy keer op keer in die woord gaan sien. Is 'n storie waar daar word gesteel en geslag en verwoes. Die strategie van die vyand. Maar dan kom God en hy draai dit om en hy kom gee weer hoop. Weet jy wat gebeur met Job? Die woord leer ons dat hy dubbel gekry van alles wat hy gehad het, en God het vir hom 10 ander kinders gegee. En so met ander woorde, Job het toe 20 kinders aan die einde van die dag gehad. Want net so terloops, as jou kind doodgaan, beteken nie jy het nie meer daai kind nie. En Job het 20 kinders en die Here seën hom. En die Here kom en hy vat dit wat die vyand bedoel het vir dood, en dit wat die vyand bedoel het vir sleg, kom hy en hy draai dit om. En ek weet nie waar jy vanoggend op die storie van Job is nie. Dalk is jy in die begin en jy's besig om goed te verloor. Dalk is jy in die begin en jou gesondheid is besig om agteruit te gaan. Kan ek vanoggend vir jou sê, mag jou perspektief soos die van Job wees, ongeag wat met my gebeur, ek glo God is goed. Romeine 8 vers 28. En hierdie is sekerlik my gunsteling skrifgedeelte in my lewe, veral wanneer dit moeilik gaan, dan gee hierdie gedeelte vir my perspektief. En ek vertrou vanoggend dat Romeine 8 vers 28 sal vir jou perspektief vandag gee. Lance, jy kan vir my opsit daar Romeine 8, 28. En dis 'n gedeelte wat sê, God laat alles ten goeie saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Jy sien, vanoggend is die belofte, dat selfs kanker kan ten goeie meewerk vir hulle wat vir God liefhet, al voel dit nie nou so nie. Selfs die dood van 'n geliefde of die dood van 'n kind kan God omdraai. En ek weet dis moeilik om in die oomblik te glo, maar dis wat die woord sê, en dis waarop ek staan, en dis waarop Job gestaan het.
En dan is daar die tweede storie. Die storie van Josef. Josef is hierdie baie talentvolle jong man. Hy is sy pa se gunsteling. As daar een storie is wat ek leer, een waarheid as ouer, wat ek leer uit die storie van Josef uit, is moenie favorites hê nie, hoor. Jou ander kinders gaan hulle haat. En Josef vertel heeltyd vir sy broers, kyk my mooi baadjie. Ek is die favorite. En weet jy wat doen die oudste boeties? Ons sal vir jou wys, boetie. En hulle gooi hom in 'n put. En God het hom 'n droom gegee. Jy sien, God was met Josef. Maar net omdat God met jou is, beteken nie dit gaan met jou sleg gaan nie. Ag, dit gaan altyd met jou goed gaan nie. Soms gaan dit met jou sleg gaan. Jy sien, ons het hierdie teologie aangeleer, waar as ek God dien, dan gaan alles altyd regloop. Jou verhouding met God is nie soos die Toyota advertensie wat sê altyd alles reg nie. Jy sien, partykeer wanneer jy God dien, juist dan gaan dit moeilik gaan. En dan vra die vyand vir jou, gee jy regtig om? Josef word gevat deur sy broers en in 'n put gegooi. En ons weet nie hoe lank hy daar binne was nie, maar kan jy jouself indink in 'n leë waterput? Jy kan nie daar uitklim nie. En hier sit jy onder op die grond. En aanvanklik het hy dalk gedink, haha ouens, lekker prank, hoor. Julle kan my nou maar uithaal. En die tyd gaan verby. En die tyd gaan verby. En ek wonder hoe hy gevoel het toe die realiteit ingesink het dat my boeties is regtig van plan om my dood te maak. My boeties het geen liefde vir my nie. En hy sit aan die onderkant van hierdie leë waterput. En daar moes 'n oomblik gewees het wat hy getwyfel het. Daar moes definitief 'n oomblik gekom het wat die vyand vir hom gesê het, waar's daai drome nou van die Here, Josef? Jy het gesien hoe God ongelooflike goed in jou lewe gaan doen, wat nou? Ek kan net sien hoe die vyand daai oomblik van teneerdrukking, daai oomblik van wanhoop kom gebruik om vir hom te sê, jy het verkeerd gehoor by die Here, hy gee nie regtig oor jou om nie, ha. En Josef sit dan, hulle haal hom uit, en weet jy wat doen sy eie broers van hom? Hulle verkoop hom. Hulle verkoop hom as 'n slaaf. Nou weer eens sê ek, lees die Bybel vir wat dit is. Weet jy hoe so 'n slaaf hanteer? Sy hande en voete is in kettinge vasgemaak, heel moontlik agter 'n donkie vasgemaak, agter 'n kameel vasgemaak, en die kameel het geloop, en ek weet nie of jy al ooit boeie aangehaat nie, ek het al vir 'n klein rukkie, ek was nie in die tronkie, dit was 'n speletjie geweest, boeie vasgemaak, aan jou gewrigte, hoe dit jou skuur en skaaf, maar kan jy jou indink, jy loop in die warm woestyn, en jy sweet, en daai boeie om in jou hande en jou voete skuur en skaaf, en daai staal is besig om vlees van jou been af te haal. Dit is moeilik om dan te glo dat God oor jou omgee. Maar die woord maak hierdie stelling, maar God was met Josef. God is saam met hom in sy pyn. En hy dra hom. En hy kom in Potifar se huis, en in Potifar se huis ken ons almal die storie waar Potifar se vrou na hom toe kom en sê, hey Josef, hoe lyk dit ek en jy? En Josef vlug. Josef vlug vir sy lewe en sy draai om en sy bring leuns. Weer eens, leuns. En daai leuns kom en dit verwoes weer eens Josef se lewe. En Josef word in 'n tronk gesit. En die een ou sê vir Josef, Josef, as ek hier uitkom, sal ek jou onthou, en hulle vergeet van hom. Dalk vandag die pyn wat jy beleef, is dit voel vir jou mense het van jou vergeet. Maar kan ek net hierdie stelling maak, as mense jou vergeet het, God vergeet jou nooit. Want dit sê, God het Josef onthou in die tronk. God het Josef onthou. En hy bring hom, en toe niemand anders 'n antwoord gehad het nie, toe onthou iemand, en hulle sê, maar daar's 'n jong man onder in die tronk, sy naam is Josef. En hy kan drome uitleen, hulle bring hom na Farao toe, en hy lê hierdie drome uit. En God kom weer eens, en hy draai hierdie hele storie om, en hoor, hierdie is my gunsteling vers, sekerlik in die Ou Testament, Genesis 50 vers 20, julle het my wel kwaad aangedoen, hy sê hierdie vir sy boeties, nadat alles uitgekom het, en sy boeties kom by mekaar, en hy wys net sy hart, hy sê, julle het my wel kwaad aangedoen, maar God het die kwaad wat julle aangedoen het, omgekeer in iets wat goed is. Hy het deur my gesorg dat 'n groot volk oorleef. Jy sien weer eens perspektief, dat die tydelike beïnvloed nie die ewige nie.
Weereens 'n man wat sê, al was dit sleg, ek het aan God vasgehou en hy het die uitkoms laat gebeur. God het vir my omgegee toe ek in die put was, toe my broers my verraai het. God het vir my omgegee toe hulle my verkoop het, toe ek onskuldig was, maar verkeerd beskuldig was deur Potifar se vrou. God het oor my omgegee toe ek in die tronk was. En hulle het van my vergeet. God was die heeltyd saam met my. Vandag wil ek vir jou sê, as jy alleen voel, dis 'n leuen uit die put van die hel uit. God gee oor jou om. En hy is by jou. En dan bring dit my by my laaste storie. Die storie van Abraham. Jy sien, Abraham en Sara het 'n begeerte om 'n kind saam te kry. Ek lees in die week in Spreuke 30, ek wys dit vir Jeannie waar daar staan, dat 'n vrou wat 'n behoefte het aan 'n kind, daai behoefte sal nooit weggaan nie. En ek dink dis hoe Sara gevoel het. En Sara het hierdie diep begeerte na 'n kind, en sy word net nie swanger nie, en sy en Abraham, hulle leef saam, en eventueel, wonder bo wonder, toe hulle in hulle 90's was, gee die Here vir hulle 'n babietjie. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie in my 90's nog doeke ruil nie. Pensioenvretertjie. en hulle kry hierdie kind. En kan jy net dink hoe hulle na hierdie kind gekyk, hoe hulle hierdie kind opgetel, en hierdie kind voorsien, en was hulle daar vir hierdie kind, en hulle kom op 'n plek wat hulle net, hierdie kind van hulle Isak, hulle is lief vir hom, en hulle gee om vir hom. En kort voorlank stuur die Here vir Abraham om te sê, gaan teen die berg op en gaan offer vir my. En Abraham en Isak staan teen die berg op en hy vra die vraag, hy vra die regte vraag. Hy vra vir sy pa, waar is die offer? Waar is die ding wat ons gaan doodmaak, wat ons die keel gaan afsny? En sy pa antwoord hom, die Here sal voorsien. Hierdie man het iets verstaan van God gee om. Al kan ek dit nie sien nie. En hulle kom bo op die berg, en toe hulle bo op die berg kom, toe vat sy pa hierdie belofte wat God hom gegee het, en hy bind hom vas op die altaar. Kan jy jou dink wat moes deur daai pa se hart gegaan het? Here, U het gesê ek moet kom offer, en hier is my seun, en nou moet ek my seun offer. En die woord sê, net toe hy die mes optel om sy seun te offer vir die Here, toe stop God hom, en hy sê vir hom, ek gaan vir jou 'n plaasvervanger gee. Hy sê, dankie vir jou gehoorsaamheid, ek gaan vir jou deurkom. En Abraham sou nie gedoen het wat hy gedoen het, as hy nie geglo het dat God gee werklik om nie. God het sy hart geken. Inteendeel, die teoloog glo, Hebreërs sê dit ook, en al die teoloë sê dit, is dat Abraham het so geglo, dat al het hy vir Isak daar doodgemaak, hy het so geglo in God, dat al het hy hom sy seun daar doodgemaak, het hy geglo dat God sal hom net daar weer lewendig gemaak het. Jy sien, dis hoe erg hy God vertrou het. Dis die hoop wat hy in God gehad het. En ek kan vir jou sê, ek het nie elke dag daai hoop nie, maar ek vra, Here, gee vir ons as gelowiges, ons as manne en vroue wat daagliks saam met U loop, die hoop dat U sal deurkom, al kan ek dit nie nou sien nie. Jy sien, in hierdie storie is 'n mooi verwysing van wat gebeur in die Nuwe Testament. Want in die Nuwe Testament moet ek en jy 'n offer bring. En ons gaan vanoggend saam nagmaal gebruik. En die nagmaal is 'n voorbeeld van in die Nuwe Testament wat ons sien wat hier gebeur het met Abraham en Isak. Jy sien, Abraham was 'n skuldige man en hy moes 'n offer gebring het vir God. En ons het nie iets goed genoeg om vir God te kan gee nie. En daarom gee God vir ons 'n plaasvervanger. Hy gee vir ons Jesus. En hy sê, ons wat moes gesterf het, kan lewe, omdat hy in ons plek kom sterf het. Jy sien, dis die hoop wat ons vandag het, en ons sing vanoggend hierdie liedjie van Living Hope, en ek wil dit net weer vir jou lees. Dit was vir my so mooi geweest. Hy sê in vers 3, Then came the morning, sealed the promise,
Your buried body he began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared, the grave has no hold on me. Jy sien, want volgende kan jy dalk sê, maar Marius, wat as die dood iemand by my kom vat het? Wat as die dood my kind kom vat het? Of wat as die dood 'n geliefde vir my kom vat het? Wat as ek vanoggend hier sukkel met kanker en dis my voorland? Wat se hoop het ek dan, Marius? Ek wil vanoggend vir jou hier sê, die hoop dat Jesus Christus het die dood finaal en al oorwin. Dat die dood het nie die laaste sê nie. Dat as ek en jy vandag in Jesus Christus is, die hoop waaraan ons kan vashou, is die hoop dat Jesus hierdie sleutels van die doderyk gaan haal. En hy het gesê dat dit het nie die laaste sê oor jou lewe nie. En as ons in Jesus Christus is, al sterf jy, sê 1 Tessalonisense 2, het ons hoop. Jy sien, Paulus skryf dit so mooi in 1 Tessalonisense 2, hy sê die volgende woorde, hy sê, ek wil nie hê julle moet soos die wêreld verkeer of mense sonder hoop wees as dit kom by die dood nie. Hy sê, want ons Jesus het die dood oorwin. En ons belofte vandag aan my en jou. As jy wil weet, gee God om? Ja, hy gee om. Hy het aarde toe gekom en 'n mens geword. En toe hy 'n mens geword het, het hy die pyn gevoel wat ek en jy voel. So erg so dat die aand voordat hy gekruisig is, voordat hy gevange geneem is, maak hy hierdie opmerking. Hy sê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, u wil. En kan ek vir julle sê, elke persoon wat ek ken, persoonlik wat kanker het, dis hulle gebed. Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Here, asseblief vat hierdie pyn weg. Here, dis seer, ek weet nie meer wat om te doen nie. Kan ek vir julle sê, Jesus weet hoe dit voel. Jesus weet hoe dit voel om die dood in die gesig te staar en te weet wat kom. Jesus weet. En tog het hy nooit vergeet dat God omgee nie. Ek sê weer eens, ek weet nie wat jy vandag deurgaan nie, maar ek glo dat Jesus weet. En Jesus weet hoe dit voel. Ek kan nie alles voel wat jy voel nie, maar Jesus weet hoe jy voel. Hy is verraai, hy is geslaan. Hy is onskuldig gekruisig, hy het niks verkeerd gedoen nie. En die rede hoekom hy dit gedoen het, is want God gee om. Die rede hoekom Jesus gesterf het aan die kruis, is want hy gee om. Hy gee om oor jou. En hy is lief vir jou. En dis hoekom God van sy troon afgeklim het, 'n mens geword het, dit beleef wat ek en jy vandag beleef, vrees beleef het, teleurstelling beleef het. En toe hy daai dag hang aan die kruis, toe weet hy wat jy voel. Maar hy wou ook gehad het, jy moet weet, hy gee om vir jou. En volgende wanneer ons saam nagmaal gebruik, ons span gaan dit nou uitdeel, wil ek jou vra om my nagmaalkelkie net te hou, en enige leuen wat die vyand in jou hart vandag kom saai het van, daar's nie hoop vir jou nie. Enige hoop wat die vyand vandag kom saai het, deur vir jou te sê, God gee nie om oor jou nie, of dis te laat vir jou, hou daai nagmaal vas, kyk vir daai nagmaalkelkie, kyk vir daai nagmaalbroodjie, en besef, hier is die bewys, hy gee om, want hy het een van ons geword, hy kon voel wat ek voel, en hy het sy lewe kom neerlê, want hy is lief vir my, en hy gee om vir my. So Here, ek kom bid vir elke persoon wat hier sit vanmôre, dat wanneer ons nou hierdie nagmaalkelkies kry, Here, laat ons sal beleef dat U gee om vir ons, en dat U is lief vir ons. Dat as ons hierdie vrae wat die vyand, hierdie leuns wat die vyand kom plant het, Here, mag die nagmaal vanoggend daai leuns doodmaak, mag die nagmaal vanoggend die waarheid teen die leuen inbring, en die stem van die vyand stil maak, en die stem van hoop, die stem van Jesus Christus, wie lewendig maak. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Wat ook al jy vandag in die gesig staar, Jesus se offer was genoeg. En dalk sit jy vanoggend hier en jy is soos in die storie van Job op 'n plek waar jy besig is om te verloor en is moeilik om moed te hou. My vertroue is dat Jesus vanoggend deur sy liggaam en deur dit wat hy in die kruis kom doen het, vir jou gewys het dat hy is in beheer, al voel dit nie so nie. Dat jy sal beleef hoe die Here vir jou teruggee dit wat jy verloor het. En teenoor meer vir jou teruggee as dit wat jy verloor het. As jy in die storie van Josef op 'n plek is waar jy verraai voel, waar dit vir jou dalk volgend voel, jy is in 'n put, in 'n diep donker gat, of iemand het jou vergeet, vertrou ek dat jy vandag sal weet dat God het jou nie vergeet nie. Inteendeel,
die woord sê, toe hy aan die kruis gehang het, het hy aan jou gedink. Hy het jou nie vergeet nie. Dit wys hy gee om vir jou. Of dalk is jy volgend hier en die Here sê, ek wil hê jy moet offer. En offer beteken nie noodwendig gee jou geld weg of selfs jou kind nie. Dalk sê die Here, wat ek vandag wil hê jy moet vir my voorgee, dit wat jy moet opoffer volgend is jou vertroue in die wêreld en jou vertroue gee vir my. Sê Here, dis moeilik, want as ek dit vir u gee, Here, ek het geen beheer oor hoe hierdie situasie gaan uitspeel nie. Here, ek weet nie, hy vra volgend, gee dit vir hom. Want daai dag toe hy meer as 2000 jaar terug aan daai kruis gehang het, en daai spykers is deur sy hande geslaan en die spies is in sy sy gesteek en die bloed het gevloei. Die rede hoekom hy dit gedoen het is want hy gee om vir jou. Die kruis is 'n bewys dat Jesus is lief vir jou. Die kruis is 'n bewys hy gee om vir jou. Maak nie saak wat jy vandag deurgaan nie. En so vat hierdie nagmaalbroodjie vanmôre asseblief saam met my. En kom ons dank die Here vir sy liggaam wat vir ons gebreek het. Here, dankie dat u liggaam vir ons gebreek het. Dankie Here dat u woord leer ons dat deur u gebrokenheid kan ons vandag genesing beleef. So Here, mag genesing volgende plaasvind wanneer ons saam hierdie nagmaalbroodjie eet. Dankie vir u liggaam, Here, wat vir ons gebreek het. Kom ons eet saam die nagmaalbroodjie. Saam met dit, Here, dankie vir u bloed wat gevloei het. Here, het reg sê u woord in Matteus 26:28, dat u bloed is vir ons vergiet, Here, sodat ons sondes vergewe kan word. Here, in daai oomblikke van twyfel, vergewe ons vir dit. In daai oomblikke waar ons hoop in iets anders as u gesit het, vergewe ons vir dit. Here, daar waar ons sonde toelaat in ons lewe, vergewe ons asseblief van dit. Here, mag u bloed ons volgens skoon was. Kom ons dink saam, die bloed, die teken nagmaalkelkie is teken van sy vergifnis. Die kruis is 'n bewys van hoop. En ek het nou vir julle 4 mense se stories vertel. Jesus se storie het ek jou vertel en ek het jou vertel die storie van Josef en van Jakob en Abraham en ek het jou vertel van Job. En ek vertel vir julle volgende hierdie stories want hierdie stories is veronderstel om vir ons hoop te bring. Maar saam met dit vanoggend wil ek vir jou 3 vrouens in ons gemeente se storie wys. Stories van hoop. Sien net iets wat ons in die woord sien nie, dis iets wat God in ons midde doen. So luister asseblief saam vir die volgende paar oomblikke na hierdie 3 stories. My naam is Monica Silje. Ek is 'n kankerleier van so 12 jaar terug. Ek is Kleintjie Pyn van 'n Oase familie, al 30 jaar in die gemeente. Ek is gediagnoseer met beenmergkanker Oktober 2022. Ek is Jenny van Vieren en ek is getroud met Lucas van Vieren. Ek was 28 toe ons getrou het en na 2 jaar toe kan ons nie verstaan hoekom kry ons die kinders nie, maar toe het ek kanker in die vrouedele. Die dokters het my meegedeel, dit is multiple myeloma. 'n Mens weet nie hoe voel dit as iemand vir jou sê jy het kanker. Die kanker wat ek het is laat my geheue verloor. So ek verloor gedeelte in my lewe. Die dag van die oorplanting was vir my die dag wat ek net gevra het, die Here moet net, terwyl hy die hele tyd saam met my was, dat dit die dag is wat ek sal onthou. Na my oorplanting gedoen is, het ek my Bybel nader getrek en ek het geskryf, I'm a newborn in Jesus Christ. Die Here vat my na hierdie hoë berg toe en dit is hierdie mooiste waterval. Mooiste waterval. En jy as mens voel mos nie net, jy wil nie val nie, maar wie gaan jou keer?
En hy wys my en hy sê vir my, kind, ek gaan jou vang. Ek is daaronder. Nou in die tyd tot op 30 jaar wat ons getroud was, toe het ek 5 verskillende kankers gehad. Elke keer dan weet jy nie, is dit nou die einde? Dit was die eerste keer toe die kanker teruggekom het, 50% groter geword het. Toe sê die dokter, joh mevrou, daar is nie kanker nie, hy sien niks nie. Toe sê ek vir hom, dit wat gebeur het, is my God. Maar ek het geweet, die Here is in beheer van my liggaam en niemand anderste nie. Geen dokter. Die Here het gesê, kyk na my wonde en dit is my evidence dat die Here regtig my aangeraak het en gesond gemaak het en tot nou toe is ek kankervry en ek's in remissie and God is good. En ek wil net aan die gemeente sê, almal, elkeen wat vir mense bid wat siek is, baie dankie. Dis 2 jaar later, ek is in 'n remissie en prys die Here daarvoor. Ek leef en ek het nog 'n kans gekry. Die Here is besig om iets ongelooflik te doen. En die vyand wil dit teenstaan en daarom kom saai hy twyfel. Hy kom sê vir jou, jy's alleen. Hy kom sê vir jou, dis jou skuld. Hy kom sê vir jou, God gee nie om nie. Maar ek hoop vandag deur die woord het jy gehoor, dis nie die waarheid nie. Dat jy is nie alleen nie. Dat die vyand steel, slag en verwoes en dat ons 'n goeie pa wat omgee en dat hy wil vandag by jou stil staan. En so daarom wil ek jou vra, asof jy sê asseblief saam met my opstaan vanoggend. Ek wil vir ons 'n gebed doen. En as dit jou moontlik is, as daar iemand voor jou is, wil jy net jou hand op hulle skouer sit en hand op die persoon, ander hand op die persoon langs jou en kom ons wees 'n familie. Familie staan saam en ons. Hier's 'n paar mense vanoggend wat intentioneel gekom het wat sukkel met kanker vanmôre. En ons wil eerstens vir dit kom bid, maar ons wil vir almal bid vanoggend en so Here, ek kom vanoggend en in ons gemeente, in ons familie, Here, kom bid ons vir elkeen wat vandag hier is en ons wil begin met kanker. Here, ons wil kom eerstens dankie sê vir hulle wat in remissie is. Dankie vir hulle wat U genees het, Here. Ons kom altyd uit 'n plek van dankbaarheid. Ons weet, Here, dat U daag op en U doen wonderwerke. En dankie vir dit wat U dit kom doen het, Here. Dankie dat dit U plan was vir van hierdie vrouens en selfs manne wat vandag hier staan wat genees is deur U hand. Ons sê vir U dankie. Maar Here, ons wil kom bid vir hulle wat volgend hier is. Wat in die middel van daai stryd is. Here, waar daar dalk dokters is wat gesê dis te laat. Here, hulle wat vandag hier sit wat die chemo is besig om hulle liggaam aan te tas en saam met dit, Here, hulle wat vandag hier sit en dit lyk of daar nie verbetering kom nie en inteendeel dit groei. Ons wil vandag vir hulle kom bid. Eerstens, Here, kom bid ek glo die woord sê dat ons kan bid vir genesing en ons kan vra vir genesing. En Here, daarom wil ek vandag bid, Here, laat U genesing kom. Here, help ons om te kan glo, Here, dat U gee om en dat U wil genees. Maar Here, in die oomblikke waar U nie genees nie, mag ons soos Job omdraai en sê, ongeag wat gebeur, ek prys die Here. Here, want U plan is baie keer groter as wat ons verstaan en ons verstaan dit nie in die oomblik nie. En daarom wil ek nie net kom bid vir genesing nie, ek wil kom bid vir goddelike perspektief. Dat wanneer hulle deur hierdie stryd gaan, dat hulle sal beleef, Here, dat U is besig om, soos Josef gesê, dit wat die vyand bedoel het vir sleg, het God kom omdraai vir die goeie. So kom gee hoop vandag. Kom spreek hoop in hulle lewens in. Here, dankie vir elke familielid wat vriende het en familie het wat sukkel met kanker, dat ons vandag vir hulle kan bid vir krag. Here, U weet, om iemand in ons lewens te hê wat met hierdie siekte sukkel, dit tap ons en dit maak ons ook moeg en dit steel ons hoop ook. Maar daarom wil ek vandag kom bid, Here, mag ons krag vind op ons knieë, mag ons krag vind by U, Here. En toelaat dat U ons deurdra. Mag U vir ons die regte woorde op die regte tyd gee en ons stil maak wanneer ons moet stil wees. Here, want ons oomblikke wat ons net sê en nie dink nie, Here, help ons om nie dit te doen met ons familie wat siek is nie, maar om hulle by te staan. Maar Here, saam met dit wil ek vanoggend kom bid vir almal anders wat vandag in 'n diep donker gat is. En wat hopeloos voel vandag. Of dit nou finansies is of 'n geheime sonde of 'n verslawing of wat ook al dit is, Here, ons kom vra vandag, mag U deurbraak bring.
mag U vandag genesing bring, mag U vandag vrymaking bring. Dankie dat die woord ons leer, daar's krag in gebed. Here, in die rede hoekom ons na U toe kom, te reg soos Matteus 7 sê, Matteus 6 sê, Here, dat as julle wat goeie vaders is, weet wat om te gee vir julle kinders, hoe soveel meer sal ek, wat julle hemelse Vader is, vir julle gee. Ons moet net aanhou klop en aanhou soek, Here, ons hou aan om te vra, want U is ons goeie Vader, en U het net ons beste belange op die hart. Ons weet, U gee om, en daarom kom ons vandag soos kinders, wat in hulle pa se, in hulle goeie pa, se arms in hardloop en toelaat, dat ons pa vir ons sorg. Wat ook al ons nodig het, U weet, Here, kom gee dit vir ons. Ek bid dit in Jesus se naam. En die kerk van die Here sê, die familie van Jesus sê, amen.